Gaan dit met julle vanmôre? Ek was so bevoorreg om hierdie week in die Wildtuin te wees en by Afsaal, wie van julle al daar was, is so 'n plekkie waar jy kan gaan iets eet. Sit jy sommer so in die veld. Sit ek daar en ek sê vir my vrou, maar die voeltjies is terug. Miljoene voeltjies. Toe sê sy, nee, maar hulle was laas jaar ook hier. Toe sê ek, nee, maar hulle was nie laas jaar hier nie. Toe sê sy, maar jy het laas jaar nie jou gehoorstukkies gehad nie. Weet julle, boeties en sissies, 'n mens word so stadig, maar seker soos jy ouer word, verloor jy jou gehoor. En vir 'n lang tyd het ek nie die voëls gehoor nie. Ek het gedink hulle is weg, maar al die tyd het die fout by my gelê. En toe ek daar sit met my gehoorstukkies, so voel dit vir my soos 'n nuwe wêreld wat oopgaan. Ek wil vanmôre met julle 'n bietjie daaroor praat, want Jesaja in Jesaja 42 sê, daar's niemand so doof soos hy wat nie wil hoor nie. En daar's niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie. In ons geestelike lewe is wat ons sien en wat ons hoor eintlik so verskriklik belangrik. Selfs in ons hele lewe. As jy nie meer hoor nie en jy sien nie meer nie, dan gaan die lewe by jou verby. Dan, soos die Engelse sê, you miss wonderful opportunities. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre daaroor. Luister bietjie na die voeltjies in hierdie volgende videoklip. En vir 10 jaar het ek hulle nie gehoor nie. Jesus haal natuurlik vir Jesaja aan in Johannes 12 en Paulus doen dieselfde in Handelinge 28. Haal hulle hierdie stukkie aan om iets vir ons as gelowiges deur te gee. Want ek het agtergekom, partykeer soos wat die jare aanstap, hoor 'n mens nie meer wat jy moet hoor nie. Jy sien nie meer wat jy behoort te sien nie. Dis asof 'n mens afgestomp raak. En jy verloor eintlik 'n stuk van jou lewe. Jy verloor hoe om te leef. Jy verloor jou rigting wanneer jy nie meer sien en hoor nie. En onthou, dit word simbolies hier gebruik. Dis asof die Here wil kom sê, jy hoor my nie meer nie en jy sien my nie meer nie. Wat het my laat verander? Wat het my skielik die voeltjies weer laat hoor? Wat het dieselfde plek wat stil was weer vir my 'n wonderlike belewenis kom maak? Want in 'n mens se pad op aarde is dit verskriklik nodig dat jy sal hoor en dat jy sal sien. En dat jy sal reageer daarop. 3 dinge. Die eerste ding is, daar was die bewustheid dat ek oor 'n tydperk my gehoor verloor het. Dit gebeur nooit net so nie, broers en susters. 'n Mens se hart word nie ewe skielik hard nie. Jy's nie ewe skielik hoor jy niks meer wat die Here vir jou sê, of wil jy glad nie meer sien wat hy vir jou wil wys nie. Dit gebeur oor 'n tydperk, baie keer as gevolg van omstandighede, baie keer as gevolg van die plek waar jy is. Hoe dit ook al sy, gehoor verlies en om te sien gebeur stadig.
Jy kom dit amper nie eens agter nie, en dis die groot ding. You don't realize until it's too late. Vir die laaste 3-4 jaar sit ek daar en ek hoor geen voeltjies nie. En dit was altyd vir my so wonderlik om dit te hoor. En skielik hierdie openbaring. So ek wil vanmôre vir jou vra, in hoe mate het jy al as gevolg van goed wat in jou lewe gebeur, en weet jy, soos 'n mens ouer word, soos wat jy ouer word, begin jy hard word, begin jy later aan blok, begin jy later aan nie meer sien nie, begin jy half in 'n kokon in beweeg. Hoe het dit al met jou gebeur? Miskien moet jy net so vir 'n oomblik stil sit en sê, is ek nog so oop, is ek nog so naïef, is ek nog so in tune, of het ek heeltemal verstomp? Want goed gebeur. Ongelukkig is dit die lewe, né? Die tweede ding wat ek besef het, is daar moet 'n ingryping plaasvind. My aanstaande nuwe skoondogter is 'n audioloog en sy sê eendag vir my, ouma, jy's doof. Jy hoor nie meer nie. En almal het al vir my gesê, ek hoor nie meer nie, maar die ou wat doof is mos die laaste ou wat besef as iets fout met hom. En dis tipies ook met gelowiges so. Die een wat nie meer kan sien nie en nie meer hoor wat die Here sê nie, is die een wat heel laaste weet dat hy nie meer kan sien nie en nie meer kan hoor nie. Almal om hom weet dit al. So jy het 'n ingryping nodig. Jy het iemand nodig wat vir jou sê, hoorie Pel, jy kan nie meer hoor nie. Of hoor jy sien nie meer nie. Jy mis die punt. Partykeer is dit in 'n diens waar jy sit, partykeer, miskien vanmôre jy wat daar sit en luister na my. Miskien is jy die ou wat vanmôre sê, ja, ek moet gaan kyk of ek hoor en sien. Is ek nog ingestel op die fyn dinge? Is ek nog deel van sy koninkryk? Of het ek al so verwêrelds dat ek totaal blind en totaal doof geword het? Vandag gaan jy, wanneer die voeltjies sing, gaan jy hulle nie meer hoor nie. En dit gaan vir jou voel, hulle is weg, maar eintlik is jy weg. So dit vra ingryping. En wat gebeur as iemand ingryp in 'n ander man se lewe in? Jy pluk jou mielie. Jy voel dadelik, maar wie is hierdie persoon om vir my te sê? Wie is hierdie ou? Wie is hierdie ou wat vanmôre die diens lei, wat durf waag die volgende sê? Jy raak onmiddellik opstandig, want jy wil doof wees, en jy wil nie hoor nie, en jy wil nie sien nie. Jy raak opstandig. Ek het nog niemand gesien in hierdie wêreld wat tereggewys word of gewys word, hoor jy bietjie oortree, wat dit sommer net vat nie. Nee, daar's maar altyd 'n striweling, né? Ek weet nie, party striwel meer as ander. Maar 'n ingryping moet plaasvind. 'n Lied wat speel. Iewers waar jy onder 'n boom sit, die Heilige Gees wat in die nag jou laat droom. Die Here wat aan jou kom raak, 'n persoon in jou lewe wat naby aan jou is, wat vir jou sê, joh, maar wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? En dan wil jy gewoonlik verdedig en rondspring, maar laat toe dat die ingryping plaasvind, want ek het dit toegelaat, ek het toe besluit, nee, I'm going, ek het my gehoorstukkies gekry, en daar het 'n nuwe wêreld vir my opgegaan. En ek wil afsluit vanmôre met die derde ding. En dis vir my so interessant. As jy nie meer hoor en sien nie, verloor jy 'n stuk van jou wêreld. Ek het 'n stuk van die wildtuin verloor. Ek het 'n stuk van dit wat ek eintlik baie lief was voor, verloor. Jy verloor mense wat naby aan jou is. Jy verloor jou huweliksmaat. Jy verloor jou kinders. Jy verloor jou koneksie met God. Jy verloor jou doel op aarde. Want jy is nie hier om die wêreld te leef nie. You are only passing through. Jy is hier vir die koninkryk van God. Jy verloor eintlik die hele sin van jou lewe. Wanneer jy nie meer kan hoor nie, en jy kan nie meer sien nie. My gebed vanmôre is, dat elkeen van julle weer sal sê, Here, help my om te hoor. Gryp in, Here. Ek wil hoor, ek wil fyn hoor wat U vir my sê,
En ek wil sien wat ek moet sien. Want dan kry die lewe sin. Amen.